Hartlik goeiemôre, geliefde broeders en susters, vriende in ons Here Jesus Christus. Ons gaan vanoggend saam lees 'n baie bekende versie van in Matteus 28, daar net vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Nou broers, susters, jy sit dalk vanoggend in jou voertuig en luister hierna, dalk in jou trekker, dalk in jou sitkamer. Jy is dalk 'n jong mens wat besig is om te studeer en jy voel eensaam. Jy voel dat dinge in hierdie wêreld, dat dinge in jou eie persoonlike lewe net nie tot sy reg kom soos jy graag gehoop het etlike jare van tevore of selfs in hierdie nuwe jaar dat dit moet wees waar dit moet wees nie. Jy is dalk 'n jong mens vanoggend wat alreeds 25, 26, dalk self 30 verby is en jy het nog nie 'n huweliksmaat gekry nie. Jy is dalk 'n ou mens wat onlangs afskeid gedoen het van sy eie lewensmaat en die eensaamheid van 'n 40, 50, 60, 70 jaar se huwelik. Jy kom net nie verby dit nie. Jy voel alleen. Jy is dalk 'n landbouer en die oes van hierdie jaar het net nie tot sy reg gekom nie. Die vloede van vroeër vanjaar, droogte wat op die horison skyn, markpryse wat net nie daar is soos 'n mens dit graag wil hê nie. Daar is 'n legio van dinge wat 'n mens kan opnoem wat jou kan laat eensaam voel. Jy voel dalk selfs weens die omstandighede van jou lewe, jy kan nie by die kerk uitkom soos wat jy graag wil uitkom nie. Dit is ver, brandstofpryse is duur en jou geestelike lewe lê uiteindelik daaronder. En ons voel asof dit net swaar gaan. Daar is 'n las hier op jou hart. En die eensaamheid, al is jy telkens omring deur mense, maak dit bitter moeilik. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, een van die finale beloftes van ons Here Jesus Christus, sekerlik een van die bekendste en een van die kosbaarste van sy beloftes, 'n belofte van volëinding, 'n belofte van ewigheid, 'n verbondsbelofte, waarin die Here Jesus beloof, hy is met ons al die dae tot en met die volëinding van hierdie wêreld. En ons kan dit net grootendeels besef wanneer ons verdiep in die skrif, wanneer ons verdiep in die gemeenskap van heiliges, wanneer ons seëninge tel, een na die een, dag vir dag, vir die eenvoud van die rede, ons het dalk vanoggend iets gehad om te eet, ons het 'n voertuig gehad om in te ry, ons het gesondheid, ons het iemand wat ons kan skakel, die telefoon optel en net vra, hoe gaan dit? Of wil jy nie 'n koffietjie by my kom drink nie? Daar is soveel om voor dankbaar te wees, te midde van die eensaamheid op hierdie aarde in ons dag vandag. Maar as ons so mooi hierdie woorde hoor, daardie laaste woord, die amen. Amen is nie maar net 'n slotformule wat ons gebruik aan die einde van gebede nie. Dit is nie maar net 'n uitroep wat ons het wanneer ons dankbaar is oor iets nie. Dit is uiteindelik 'n volledige, betekenisvolle woord, wat wanneer ons die Heidelbergse Katekismes gaan lees, beteken dit uiteindelik vir ons daarso, dit sal waar en seker wees. Hierdie woord amen is vir ons die bevestiging van die belofte wat dit vooraf gegaan het. Dit is vir ons die spitspunt van hy is met ons. En so is dit deurlopend. Die son skyn vandag. Die maan het sy gang gegaan. Ons het asem in ons longe. Ons het blink in ons oë. Ons het 'n Bybel wat ons kan oopvou in ons eie taal wat ons kan lees. Ons het kerke om heen te gaan. Ons het vriende, ons het families. Ons het duidelike, sigbare, klinkklare bewyse van die teenwoordigheid van Jesus Christus reeds van hierdie dae af in die skrif. Hy sal ons nie begeef en hy sal ons nie verlaat nie. Ons vertrou op hom en ons glo in hierdie woorde, die heel laaste woorde van die evangeliebeskrywing volgens Matteus. En daarom broer en suster, jy hoef nie alleen te voel nie. Jy hoef nie eensaam te wees nie.
Jy hoef nie terug te staan nie, terug te sit en te wonder, maar wat het van alles geword nie, want alles gaan tot sy volëinding kom. Maar die gelowige mens, ek en jy as kinders van die almagtige God, ons is nooit eensaam nie. Ons het hierdie rus en hierdie troos en hierdie vrede, hierdie teenwoordigheid in die Heilige Gees. En nog meer as dit, het ons 'n belofte van die een en enige getroue Here van die hemel en die aarde. Mag jy vandag ook op hierdie manier God se teenwoordigheid in jou lewe ervaar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoe wonderbaar vir ons om te weet dat U met ons is, dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Ja, al sien ons dalk nie altyd baie mense nie, selfs al doen ons, besef ons is na U beeld geskape, en deur die volmaakte beeld van God in Christus Jesus, sien ons die kroon en die heerlikheid van die ewige lewe. Daarom is ons gebed in hierdie oggend, dat die troos en rus sal bied aan almal wat eensaam voel, almal wat alleenheid ervaar, wil U met hulle wees soos U ook beloof het om te doen, en gee aan ons die heerlikheid van die hemele wat kom. In U naam alleen bid ons dit. Amen.